My name is Marlene de Beer. My company's name is Henya Truck Trailer Spares. Our services that we supply is trailer parts on all trailers. We supply all the side tippers and all the flat deck trailers, all the accessories on the horses. We are situated in Bethel, 21 Park Lawn, Bethel. Ek wonder, en ek praat nie van ons nou nie, as God so uit die hemel uit kyk, hoe lyk sy kinders vir hom? Met alle respek. Hoe lyk sy kinders? 'n Groot deel wat hulle Christene noem, is in die drank en die rook en is nog eers skoon nie. Die wat 'n bietjie skoon is, hoe lyk hulle in die môre en die middag en die aand met lofprysing? Hoe lyk hulle met soek na sy aangesig? Hoe lyk die Christene? Christene is vet geëet van preke in Suid-Afrika. Baie mense, as jy moet optel hoeveel preke het jy in jou lewe gehad, jy's vet geëet. Vet geëet. Die tyd kom nou. Vanoggend terwyl ek nog so bid, toe sê die Here, die woord skuil. En dis nie my preekie. Toe sê die woord skuil sal van nou af baie gebruik word deur jou. Ek sê, wat is dit, Here? Hy sê, die wat nie nou gaan skuil nie, is verby. Die wat nie nou gaan skuil nie. Ek wil vir julle vanoggend sê, ek sê nou in die naam van die Here, ek sê profesie wat ek nou gee nie, maar ek sê uit kennis uit, as dit hierdie week is dit binnekort, die oorlog is hier in die Midde-Ooste, tussen Iran en Israel, dis hier, dis aangeteken, loof die Here vir welslaag, vir die opblasing hierdie week in Iran, van die goed missiele. Prys God, mag al hulle missiele, en hulle nuclear opblaas, ons roep dit sommer nou uit, in Jesus naam. Kinders van God, ons is nie net geroep, om die mooi liefdesboodskappe hier te preekie, ons moet met die wêreldsending, met wêreldnuus betrokke wees. Toe hierdie week gebeur, waar ons oor die hate speech bill praat, toe het mense my getakkel, 'n vrou wat rondstuur, ek weet nie eens wie sy nie, ek kan nie glo dat jy so teen God se wil gaan nie, jy kan hoor, sy is wedergebore, sy sê, waarom wil julle dit aanvat, die eindtyd moet gebeur, sit terug, het gaan daaroor, en God het nooit gesê, ons mag, dan stuur hulle vir my, Exodus 14 vers 14, God sal veg en julle moet stil wees, hey, lees jou Bybel, man, daar is nog baie ander versies ook, baie keer moet ons stil wees en God veg. Baie keer sê God, go to the battle. Jy wat vir my hierdie week die ding stuur, stay out of the battle, God will fight your battle. Luister, hierdie land lyk so, omdat ons in 'n hoek gaan sit, en God moet vir ons alles doen. As ons maar God toegelaat het om dit te doen, dan sal dit ook gechange het. Maar as hierdie ignore, houding, is hoekom daar mense is wat smokkelaars is in 'n dorp. Die dorpse Christene staan nie op en sê vir die smokkelaar, laat jy gaan nie. Of laat jy nou bekeer nie. Is hoekom ons so lyk, het Saul by die pak goed weggekruip, by die donkies se bagasie het Saul weggekruip, en het stil gewees, want God sal veg. Wat het God vir hom gesê? Kom uit die pak goed uit. Gideon, het hy by die huis gesit in die oorlog geveg. God het hom gestuur uitgegaan. David, die leeu kom op hom af. Ek sit stil teen hierdie boom. Die Here het dan in Exodus 14 gesê, ek moet stil wees, hy sal die leeu veg. David het opgestaan en die leeu geveg. Het David vir Goliat gesê, ek gaan niks aan jou doen nie, ek bly net hier. Nee, David, 'n jong seun, het die hamer gevat, hy het gestap en gevoel is te swaar, en hy het gesê, ek stap in die naam van die Here, en hy het gesê, Goliat, jy kom met alles wat jy kom, maar ek kom in die naam van die Here, en hy het hom gegooi. Nee, sit net stil, God sal veg. Luister hier, daai is 'n ander verskoning vir lui wees. Lui, en jy wil nie betrokke wees nie, is luigheid. Die Here Jesus gesê in Matteus 28 vers 19, toe hy weggaan, gaan sit stil by die huis. Ek sal die engele stuur om die evangelie te doen. Nee, gaan lees weer. Hy sê, gaan. Hy sê in Jesaja 6, wie sal vir my gaan? Ons moet gaan.
Ons moet gaan. Mense, ek vertel hierdie tweedehands, want ek is baie bang vir fake news. Want fake news is 'n ander ding. Ek wil vir jou sê, ek het die eerste keer van fake news gehoor, toe president Donald Trump in beheer was. Het ek gehoor, hy sê kort fake news. Maar vandag weet ons, daar's baie fake news. Besop vir fake news. Maar ek gaan hierdie ding getuig. Ek weet nie, is dit 100% waar of nie, so hoor my mooi. Ek sê dit nou voor die tyd. Maar in hierdie week, voor SA, FOR, SA, 3 advokate en prokureurs, ek het met hulle die week gepraat, hulle doen wonderlike werk vir God, met hulle besigheid, om op te staan teen hierdie hate speech bill. Julle moet net weet, dit klink baie mooi die hate speech bill. Ons wil nie haatspraak nie. Hoor gou, hulle kom met 'n ander triek. Dis soos die duiwel wat die appel gegee het vir Eva. Hy kom met 'n ander triek. Want daarna, ek praat hierdie week met 'n prokureur, hy sê dit is so erg in Amerika en sekere dele, dat daar is nou lyste, as jy sit aan 'n tafel en jy sê, jou milkshake is simpel, die chocolate een pink, klag. So raak haatspraak, dit raak simpel. Hy sê, dit gaan aanhou, die lys en aanhou. Ek kan nooit weer sê, hou op drinkie. Jy kan nie sê, Jesus is alleen God nie. Dis haatspraak. Maar hoor gou hierso. Toe crash klomp servers. En nou moet ek net my beerings agter mekaar kry. Ek dink dit is Vrydagmôre. Nee, Donderdag aand. Wat 'n radiostasie my bel en sê, kan ons iets doen? En ek spring in. Ek is al lank aan die gang saam met Steve Swart. Hy het gesê, ek wil net bietjie terughou. Ons wil ons gaan vasketting aan die parlement se hekke en wys vir die buiteland. Ons moet media trek. Wys, hulle wil ons Christene se mond toemaak. Hy sê, hou nog so bietjie terug. Hy het nou gesê, die tyd is daar. Maar hoor nou mooi. En dan julle wat lieg en sê, die wet is al deur, hy's nie deur nie, asseblief tog. As nou weer 'n groep Christene wat sê, waaroor gaan julle so aan? Hy's al Junie maand deur. Hy is nie deur nie, hy's nou voor die komitee. En mondelik gaan hy voor Desember deur, en ek glo hy gaan nie deur nie. Of volgende jaar vroeg. Maar okay. Mense, hierdie is regtig 'n erge ding. Julle gaan sien, Christene gaan by die massas toegesluit word. En wat gaan baie tradisie Christene sê? Ja, Rooies is altyd nog 'n moeilikheid maker, hulle moes hom al lankal toegesluit het. Dis hoe die mense gaan praat. Want hulle verstaan nie die Here se dinge nie. Nooit weer sal jy Esegiel 3 kan doen, waarsku nie. Jy sal nie vir 'n man wat troud kan sê hulle doen sonde nie. Jy kan nie vir 'n vrou sê hulle doen sonde nie. Jy kan nie vir iemand wat abortus doen sê dis sonde nie. Ek stem saam, moet hulle nie beledig nie. Trek hulle met liefde. Dit stem ek 100% saam. Hier is baie wat hier deurkom, wat homoseksueel was, wat abortus gedoen het, en ons vertel nie vir hulle hoe sleg is hulle nie, ons vertel vir hulle, bely en laat staan en jy's kosbaar by Jesus. Maar ek wil net gou hierdie getuienis afgee. En Vrydagoggend, bel my, hulle sê, Rooies, help, en ons gooi uit. En dankie vir Jandre Potgieter ook, en ander mense op die Facebook, blaaie, wat beginne post het, Greta Wit, almal, en ons gooi uit, nie lankie 25,000 by Deur South Africa. Nou ek stem met Deur South Africa met alles saam, maar 'n man vat hande, wanneer dinge gebeur. As hier nou oorlog uitbreek, dan sal julle sien, stap ek saam met mense wat ek nooit saam mee gepreek het nie. Maar wanneer jy, dan vat jy hande. Vergeet ek nou wragtig sy naam wat Unita gelei het in Angola. Jonas Savimbi. Hy het gesê in sy boek, hulle sê, hoekom is jy saam met 'n Suid-Afrika wat in apartheid is? Toe sê hy, wanneer 'n krokodil jou in die water trek, en jou hand steek uit, en iemand gryp jou hand, dan kyk jy nie wie gryp jou hand nie. Dis nou maar net 'n gesegde. Maar as ek uitklim en ek sien dis Satan, dan bestraf ek hom. Maar as ek hom uit die krokodil uit. Amen. Maar hoor gou hierso. 25. En ons begin stuur uit die middag, laat weet sy sê 55,000. Klim die Christene in saam met hierdie ander wat rond sê, money. En die ander sê, yes. Ons is verdeeld. Ons moet by God uitkom. En weet julle wat is dit? Ons skuil nie by hom nie. As jy skuil by hom, is jou oor teen hom, en dan hoor jy wat hy sê, dan hoef jy nie
'n storie op, want jy hoor duidelik, wat sê die Here nou? Okay, maar in elk geval, en ons stuur weer uit, 3 uur, staan ons op 81.000, ons moet 100.000 hê. 4 uur, staan ons op 96.052 en daar het hy gaan blok. En toe die mense opgeklim. Maar toe, hulle beweer is hackers, ek wil nie die ding te kwaai rondstuur nie, hackers, en wat toe gebeur, toe deur South Africa en for South Africa hulle goed voor 12 uur instuur, parlement toe crash die servers van die parlement. Gee God 'n hande klap. Al is dit nie op hulle servers nie. Waar, meneer Ramaphosa, ek het 'n bediening, ek het beheer die land nie, maar ek weet van iets soos cloud. Ek weet van iets soos cloud. Het jy nie technikuste nie, of het hulle met die geld weggeloop, wat kan cloud opsit, dan was die goedjies op cloud vanoggend. Nou as dit waar is, ek sê weer, ek het dit afgetrek, gaan kyk toe, die mense wat dit post, lyk waar, so ek wil nie, maar as dit waar is, loof God, maar nou het ons aan 'n probleem, hulle gaan nie net die IT's inkry en die computers herstel nie. Maandag moet daar nou 'n nuwe ou opstaan, wat pryse gee vir nuwe computers. Weer 'n staatssaak, daar kom het, okay. Toe ek in die parlement, hier amper as ek binne in die parlement, toe ek in Kimberley in die stadsraad gesit het, kry elkeen 'n laptop. Toe ek by die winkel gaan kyk, toe sien ek die laptop kos R12.000. Toe ek op die strokie kyk wat dit aangekoop is vir ons, dink ons was 55 of 63 councillors. Daar was nou 'n bietjie meer as 63 aangekoop, ek weet nou nie wie nie. Maar toe sien ek, hy kos R47.000. Nou Royes kan nie sy mond hou nie, maar ek gaan nou nie politiek praat nie. Maar ek het beslis daaroor gepraat, en daar het manne lekker gaan tronk, en prokureerders ook tronk toe. Mense, ons moet 'n verskil maak. Ek wil vandag vir julle nog iets sê, en God kredeer nie ek nie. Ry nou in Kimberley aan, voorheen. Kimberley is nog binne vuil. Sorry dat ek dit sê, ek wil nie negatief klink nie, maar hy's vuil binne. Hoor gou hier, ry in Kimberley aan linkerkant by die asgate was een van die ergste dorpe se vullis. Dit was vuil. Al wat ek gedoen het, ek gesê, Here, wat kan ek doen? Want God sê, maak gesond. En ek praat met 'n dokter, hy sê, binne 15 jaar sal 3/4 van Kimberley kanker hê. Het God ons nie gestuur, maak gesond nie? Moet ek in die hoekie gaan sit, God sal vir ons veg. Hy sal die rookies wegwaai by die asgat. Luister, God kan nie die goed doen, as jy intens bid en iets doen. Maar hierdie wat so eenkant gaan sit, doen ook maar niks. En weet jy wat? Jy kan gaan Google, gas mask, Roy Strauss. Ek koop 'n gasmasker, en ek stap in die seat in en ek gaan sit vir die ACDP. En ek hoor, hulle sê vir die speaker, die ANC, moet net nie notice vat van hom nie. Ek dink, lekker maar kyk, want hy soek aandag. Vir Jesus sal ek altyd aandag soek. En ek sit net so, en sy kan dit later hanteer, maar toe raak ek ook al benoud, met hierdie gasmask in die plek, en sy skree op my die speaker, Councillor Strauss, what is going on? And I press my button, want sy vra, en daar kan jy praat, en toe ek opstaan, toe raak het stil, en toe ek opstaan, toe kom hardloop die koerante, en binne in die plek, en hulle begin foto's neem, en ek sê, I am busy to dying, ek is besig om dood te gaan, sy sê, half, ek sê, I cannot, I will die. Die volgende dag in elke koerant in hierdie land, is die foto, en jy moet weet, hulle kyk dit in die parlement, en hulle kom ry in, gaan kyk nou, is een van die wonderlikste plekke al, wat opgeruim is. Loof God, jy kan 'n verskil maak, Nehemia het 'n verskil gemaak, Nehemia het die ouens gehad, wat vir hom WhatsApp stuur, sit nou terug, God sal beklei, hoor jy? Ok, ek is nou klaar met dit. Iets kan partykeer vir jou simpel klink, en jy kan dink, gaan nou met jou preek man, doen net wat God sê, hy het 'n rede altyd, en daarom wil ek vir Anna Badenaars vorentoe roep,
Ek weet net nie of sy self gaan kom nie. Kan Anna Badenaars net hier kom? Ek verstaan, ek was nog besig om te bid en ek verstaan, toe Stella oor het foon praat, Anna, en ek kom uit, en ek verstaan van 'n rokkie, en ek dink, wag, ek wil spog met die rokkie dan, maar dis toe nie die ding nie, Anna weier toe om aan te trek vir kerk, en dis toe die ding, maar toe het ek al gekry by die Here, maak van Anna 'n issue, verwelkom haar, dis die Here wat dit doen, dat doen ons dit, Anna, môre Anna, luister net gou hierso, wil jy self groet, ons gaan vir jou gou 'n hande klap gee, want Jesus is lief vir jou, hoor jy, en dankie dat jy kerk toe gekom het, sy, maak of sy slaap, gee vir Anna 'n hande klap, geseënd is Anna, amen, amen, nooit sal ons weet nie, God sal eendag wys, hoekom moet dit gebeur het, ok, nou kom ek lees vir ons saam, ek wil praat oor ondersoek jouself, en ek wil vandag sê, as daar 'n preek is wat jy nie kan sidestep nie, dan gaan mense wees wat dit ook sidestep, want ek gaan hom myself ondersoek nie. Jaco, as jy 'n kar ondersoek, en dis jou eie kar, dat doen jy moeite. As dit die kliënt sin is, doen jy half moeite, want hy moet weer breek, kry jy weer geld. Maar as dit jou eie kar is, doen jy moeite. 'n Mens moet moeite doen. Stofstudente, Daniel, as julle brood nie, julle doen moeite om die een wat sy naels die swartste is, die deeg te laat nie. Nee. Nou, hoekom is dit by die evangelie kom, daar doen ons moeite om te ignore. Nou kom ek lees vir ons Job 31 vers 14. Wat sou ek dan doen as God opstaan? Net vir my studente teach, ek doen nou iets wat ek teen my teaching doen. Jy sê lang voor die tyd, 2 minute voor die tyd, jou skrif wat jy gaan lees, en dan begin jy gee nie die skrif en jy lees dadelik nie, want dan luister niemand nie. So ek herstel my net self. Ok, Job 31 vers 14. Wat sou ek dan doen as God opstaan, en wat om antwoord as hy ondersoek doen? Sê God kom doen ondersoek, wat doen ons? David sê, Here, deursoek my hart en my niere, en kyk of daar iets onregverdigs is. Het jy al daai gebed gebid? Wees 'n bietjie eerlik. Dankie. Ek bid dit ook nogal gereeld. As sê ek, Here, ek verstaan nie die niere nie, maar ek het in deesdae al dit begin verstaan. God kyk wat jy inneem. God kyk wat jy inneem. So daar moet die niere deursoek word. Ek het nie geweet hoekom die niere nie, die hart verstaan ek, maar hoekom die niere? Wat neem jy in? Is jy 'n asblik? Nou ek kan nou vanoggend lekker oor dit praat, maar eintlik is ek nog baie skuldig. Is jy 'n asblik? Gelukkig is ek nie skuldig by die alkohol nie, maar okay, kom ons gaan. Kom ons lees Psalm 26 vers 2, ek haal dit sommer vir julle aan, julle kan net neerskryf die studente. Toets my, Here, en beproef my, keur my niere en my hart. Psalm 26 vers 2. Toets my, Here. Ek wil vir jou vra om dit van nou af baie te bid, elke oggend. As niks fout om dit te bid nie. Here, toets my. Maar onthou nou, as daardie dag ietsie gebeur, dan moet jy weet, jy het nou gevra, toets my. Ok, kom ons gaan 'n bietjie aan. Ek wil weer herhaal om te sê, daar's een preek wat jy nie vir jouself kan jok nie, en dis as jy vir jouself preek en vir jouself vra. En ek wil hê jy moet in hierdie week vir jouself preek. Hoe behandel ek my man? Hoe behandel ek my vrou? Kom ons wees eerlik, ons kan stry met mekaar, en ek kan reg wees en jy kan reg wees, maar as jy een kant gaan sit, en jy sit stil, en jy vra, Here, as ek miskien met Stella aangeskik, of hoe klink my woorde met haar, dan begin jy opreg bid. Nee, Here, u sien hierdie vrou. Here, u sien hierdie vrou wil nie luister nie. Here, ek sukkel met hierdie vrou. Gaan sit 'n bietjie en sê, Here, wat doen ek wat my vrou omkrap? Ek doen dit nogal baie, want my vrou word baie omgekrap. Ok, nie eintlik regtig meer nie. Prys die Here. Maar ek het dit op 'n tyd baie gedoen. En hoor gou mooi. Wanneer jy sulke goed sê, sal God vir jou sê, bly so 'n bietjie stil of doen dit of doen dat. Ek het eendag in my gemeente in Kimberley gepreek, wees soos hy lyk. Nie as iemand met jou praat, ignore hom net nie.
Want dis moeilikheid so. Maar wanneer daar moeilikheid uitbreek, wees soos 'n lijk, bly net partykeer stil. Nie ignore nie, jy praat, jy gaan aan daarna met jou vriendelikheid, maar op sekere goed bly jy net stil. 'n Lijk as jy hom skop, hy beweeg nie, bly stil, wees soos 'n lijk. En dit het vir 10 dae wonderlik gegaan, of 12 dae. En toe bars daar so bietjie tussen die twee lyke in die Strauss familie iets los. En ek sê vir haar, wees soos 'n lijk. En toe ek sê, wees soos 'n lijk, toe sê sy, maar daar's mense wat lyke opwek. So, ons moet maar so 'n bietjie check partykeer, nee, laat ons sê die lyke opwek. Ondersoek jou 'n bietjie self en jou huwelik gaan change. As wat jy net, as jou vrou 'n bom uithaal, haal jy 'n handgranaat uit. As sy 'n AK-47 uithaal, dan haal jy 'n 5 uit. Hoor gou, vat Jesus se wapens. Ondersoek jouself. Begin by jouself. Vra vir jouself, vra. Matteus 28 vers 19. Vra vir jou, is ek betrokke by uitreikings? Is ek betrokke by evangelisasie? Praat ek met die petroljoggie? Praat ek by die spur wat ek eet met die waiter? Praat ek waar ek kom oor Jesus? Praat ek met my eie kind oor Jesus? Stuur ek vuil goed aan my kinders of stuur ek vir hulle Bybelversies aan? Jy kan jou myself ondersoek. Ek gaan net daaraan aanraak, jy hoef nie nou te antwoord nie. Die lys sal aangaan vir 60 dae. Ondersoek jouself. In hierdie, wat ek gister by die Here dit gekry het ek self gaan staan en self gevra. En as daar iemand is wat sê, hy ondersoek homself, hy kry nou glad nie meer fout nie. Nou kan jy na my toe kom, ek kan vir jou bid, ek kan vir jou presies vertel wat is jou fout. Jy's verskriklik hoogmoedig. En jy's verskriklik vol van jouself. En jy's verskriklik selfregverdiging. As jy by 'n punt kom op hierdie aarde en jy kry nie meer 'n fout by jou nie, dan is daar groot fout. Ek moet nou sê, na ek die Here gevra het, ek gaan vir julle sê, my lysie, wat het hy gesê, waar ek nog fout is. Hy het vir my gesê, net af en toe jou skoene borsel, verder is jy alright. Nee, ek maak dit 'n grap. Nee, ons het ons foute, nee. Maar pas op vir hierdie moedswillige foute. Ek gaan net 'n paar goedjies aanhaal, net om jou te trigger. Gaan vra vir jou in hierdie week, hoe lyk jou skinder? As ons nou vra wie skinder, as ek op Facebook vra, dan sê almal hulle skinder nie, of hulle het op 'n tyd geskinder en toegestop. Snert man, snert. As ons nou eerlik moet opstaan hier, wie het die laaste 10 dae geskinder? Weet ek nie hoeveel kans dit nie. Ons skinder. Maar ons moenie skinder nie. Ons moenie omdat almal nou skinder sê, okay, dan is dit fyn, dan gaan ek net aan nie. Nee, ek moet dit aflê. Ondersoek jouself. Vind 'n bietjie uit wat sê jy. En het jy geweet, elke keer as jy van 'n kind van God, 'n wedergeborene is 'n gesalfde. Nie net Roy Strauss wat preek nie, is die gesalfde nie. Elke wedergeborene is die gesalfde. En as ek sit en ek sit te bespreek iemand agter die gordyne, dan eet ek die vrug van my mond. Elke keer, as jy dit nie bely nie, eet jy die vrug. Moenie 'n gesalfde van God aanvat. Die Saul, Dawid was so erg, hy kan Saul doodgemaak het. En Saul het sy lewe gesoek. En net omdat hy 'n stuk kledingstuk van Saul afgevat het, het hy voor God skuldig gevoel. En gesê, hy moes nie dit doen nie. I'm standing here in the miracle place in South Africa. And in this place we pray for sick people. They come monthly here and we pray for them. Also people can come and book in that is on drugs. We want to help them in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. But a lot of times people come here and they don't have money to book in. Did you not want to take our hand? Please, that we can supply food to them. We will help them for free. We will help them spiritual. But can you not take my hand monthly and contribute something to us that we can help these people? And you must know, these drug addicts that come here,
the Holy Spirit turned them around and they become missionaries one day. 90% of them become missionaries and they spread the gospel of Jesus Christ, and you are part of it. Please follow me on my page, Roye Strauss in Afrikaans, or in English it is Roye Strauss English. Jesus loves you.